Baie welkom by vandag se diens. Pastoor Johan Hamman het vandag 'n boodskap spesiaal vir jou. Die Here ken jou geloofspad. Hy weet jy smag na meer. Christus leef in ons. Hy wil deur jou sigbaar wees. Kom luister saam en word bekragtig om Christus uit te leef. Here, dit is so voorreg om u lof te besing deur die oor en elke dag van ons lewende te kan. Dankie Here dat ons kan verklaar, ons is elke dag aan u ontvangkant van u goedheid. Dankie dat ons as 'n Dawid kan sê, die goedheid en guns sal my aan die dag van my lewe. Here, en as ons dit kan sê, kan ons dit alleen sê, omdat u ons herder is. Omdat u die Here is, Here, wie ons wil navolg. Die een aan wie ons gehoorsaam wil wees, Here. Die een aan wie ons onsself wil toewy. Ons alles vir u wil gee, Here. U is groot en u is wonderbaar. En ek dank u, Here, dat u goedheid ons hele lewe raak. Dankie dat u goedheid elke faset van ons menswees raak. En ons dankie dat daar geen einde daar nie. En ons sal u lof besing. Ja, Hemelvader, u is die gewer van elke goeie gawe. Dankie vir die genade wat u oor ons uitstort en op ons laat reën. Dankie, Here, vir alles wat ons het in u. Here, niks is buite u nie. Here, maar alles wat ons het is in u. En ons gee net die lof en die eer, Koning Jesus. Ons verklaar, Here, dat ons u liefhet. En dat ons u so dankbaar is, Here, vir wat u in ons lewens doen. So dankbaar vir die genade. So dankbaar vir die goedheid wat u oor ons uitstort en op ons laat reën. Here, u is wonderbaar en ons prys u naam, Here Koning. Daar is niemand, maar niemand soos u nie. Aan u die lof en die ere, o Here. Dankie vir die genade en die goedheid en die trou. Ons prys u, Here. Halleluja. Dankie. Baie dankie, u kan u sitplek neem. Dankie, Jesus. Loof die Here. Amen. Is jy ook bly dat jy behoort aan die Here? Dit is so voorreg. Daar's soveel mense wat sonder die Here lewe. En ek kan nie dink hoe hulle kan leef sonder die Here nie. Mense wat wakker word in die oggend en nooit bewus is van die Here se inspraak in hulle harte, in hulle lewe, nooit bewus is van Heilige Gees werking in hulle lewens, wat nooit met die Here praat nie. Mense wie se lewe so leeg is, en dan wil mens verklaar, Here, is net uit genade dat ons gered is. Net uit genade, niks uit onsself nie, niks om hom te roem nie. Al waarin ons roem is in die Here, in ons Vader, in sy goedheid en sy genade. Aan hom al die lof en die eer, is so voorreg die Here te ken. En ons prys hom, ons aanbid hom in hierdie oggend, en elke dag van ons lewe. Wow, dis so voorreg om die woord te deel vanmôre weer. En ek vertrou dat die woord al meer in ons harte sal lewe, dat die woord al meer in ons lewens sal manifesteer, dat die woord sal werklikheid word. Elke waarheid in die woord, dat dit sal gebeur in elkeen van ons se lewe, dat daar nie waarhede en heerlikhede hier sal wees wat ons voel, maar joh, dit lyk so mooi, maar dis daarom. Dank die Here dat hy alles wat hy sê in sy woord, dat hy dit wil waarmaak in elkeen van ons se lewens. En dat ons daarin kan dien. Ons is steeds besig met Kolossense. Ons het na verskillende fasette gekyk al in Kolossense en verskillende waarhede aangeraak. En hier is besondere waarhede in hierdie brief aan die Kolossense opgesluit. Jy sal onthou dat ons ook van tevore genoem het, een van die waarhede was die feit dat die gemeente in die stad Kolosse nie begin is deur Paulus. Kan jy dit onthou? Inteendeel was Paulus nooit in Kolosse gewees. Kolosse was 'n bediening, 'n gemeente wat tot stand gekom het deur 'n man met die naam van Epaphras se bediening. Hierdie gemeentelid se bediening, 'n man wat tot bekering gekom het met Paulus se bediening in Efese, tot bekering gekom het deur dit wat die Here in sy lewe gedoen het hierdie gemeente tot stand gekom.
wat net iets sê van die grootsheid van dit wat die Here doen en wil doen deur gewone mense. Ek glo dit, die Here werk al meer deur gewone mense. Dit gaan nie oor big shots, dit gaan oor mense wat nie gehoorsaam is aan die Here en 'n pad met die Here stap. En hierdie pragtige werk het tot stand gekom as gevolg van Epafras se bediening. 'n Mooi gemeente wat daar tot stand gekom het en begin is, gestig is. En mooi dinge wat in hierdie gemeente gebeur. En in Kolossense wil ek vanmôre verwys in besonder na Kolossense 3. En ons het al gepraat, 'n rupie terug het ons gepraat oor Kolossense 3 en ek gaan vanmôre net na iets verwys wat ek toe na verwys het, maar dan gaan ons nou verder gaan en na ander waarhede kyk in Kolossense 3. In die eerste plek, as Paulus vir die Kolossense skryf, dan begin hy in vers 1, in hoofstuk 3 vers 1 en hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek, soek die dinge wat daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God is. So, Paulus is baie duidelik hier, dat daar is sekere mense wat uitgesluit is, by dit wat hy sê. Dit is nie almal wat kan belewe, dit wat hy hier sê. Dit wat hy hier sê, dat daar mense is wat kan soek na dit wat daarbo is. Wat kan soek na soos dit in die hemel is. Dit sluit nie alle mense in nie. Inteendeel is daar mense wat geen belang daarby het nie. Wat glad nie dit verlang nie, wat geen betekenis daaraan het, geen waarde daaraan het. En Paulus maak 'n baie duidelike onderskeid en hy sê dis juist die mense wat kan verklaar dat hulle saam met Christus opgewek is. Dis net hulle wat dit kan soek wat daarbo is. En het ons gesien dat dit wat die woord dan sê, wat dit beteken, hulle wat saam met Christus opgewek is, gaan dit daaroor dat dit gaan oor mense wat eers dood was, dood in hulle harte was, vanweë sonde. Ons kry dit in Efesiërs 2, vanaf vers 5. Hy sê julle was dood deur die misdade, dood in julle harte deur sonde, en ons almal was nou. Is dit nie so? Ons almal was nou. Hy sê maar in Efesiërs 2 sê hy, julle was dood deur die sonde, maar hy het julle lewend gemaak en opgehef in die hewelige plaas saam met Christus. Mense wat lewend gemaak is deur wedergeboorte, mense wat nie meer dood is in sonde nie, maar mense wat begin lewe het in Christus. Mense wat kan sê, my hart is nie meer dood, dat ek nie die stem van die Here hoor. My hart is nie meer dood, dat ek meer 'n hardheid van hart het, dat ek nie God se werk in my lewe ervaar, soos dit van tevore was. My hart is nie meer dood, dat ek nie soek na sonde, en die bevrediging wat dit gee nie, dis verby, loof die Here. So die Here sê, die mense wat hy insluit, is mense wat dit kan getuig. Ek was dood, maar ek het lewend geword saam met Christus. In Kolossense 2:13 sê Paulus ook, dis hulle wat saam met Christus lewend geword wat dood was, vanweë sonde, maar saam met Christus lewend geword het, deurdat hy ons vergewe het. Prys God vir elke mens wat kan getuig en sê, die Here het my vergewe en ek weet, ek is vergewe. Kan jy dit getuig? Met lof en dank en eer aan die Here. So Paulus is baie duidelik daaroor, die mense wat hy insluit is mense wat dit kan getuig. Mense wat lewend wat opgewek is saam met Christus, dit is hulle wat die dinge kan soek wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God is. En as hy bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie, dan sê hy weer, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En dit is my so mooi weer eens dat Paulus, hy skryf vir die Galasiërs in 2 vers 20, Galasiërs 2:20, sê hy, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Sê die ou mens het gesterwe, my ou mens wat God nie geken het nie, my ou mens wat oud en buite die wil van die Here geleef het, my ou mens vir wie 'n klomp goed belangrik was, wat geen waarde voor God het nie, tot ek Christus geleer ken het. Daardie ou mens
het gesterf het. Paulus sê, ek leef nie meer, daai ou mens leef nie meer nie, maar Christus lewe nou in my. Wat mooi is hier in Kolossense 3, is dat Paulus skryf dit nie net van homself, dat dit net hy is wat kan sê, ek leef nie meer, die ou mens is dood. Paulus skryf hier en hy sê, want julle het gesterwe, dieselfde wat met my gebeur het, sê Paulus, het ook met julle gebeur. Dat julle ook kan sê, ek leef nie meer, dit gaan nie meer my lewe oor I, me and myself, en dis wat ek wil hê, en dit is wat ek wil hê die Here moet vir my doen nie, en dit is wat ek sien, wat my toekoms vooruitsigte. Nee, die mens wat God nie geken het nie, en daardie mens het gesterwe, julle, is jy bly dat jy kan sê, dit sluit ook vir my. Ek kan ook sê, dat daardie mens het gesterf, is nie net Paulus, elke mens wat oorgegee het aan die Here, elke mens wat kan sê, Christus lewe in my. Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou dan is dit so mooi, en dan sê hy, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So wat Paulus sê, dit is so mooi. Hy sê Christus lewe nou nie net aan die regterhand van die Vader. Ja, prys God. Ek is so bly by koninge te oorwin. Hy het saam met die Vader op sy troon gaan sit en hy regeer vir ewig. Maar behalwe dit, die woord ook baie duidelik, dat behalwe dat Christus lewe aan die regterhand van die Vader, is dit so dat Christus ook lewe in die kind van God se lewe. In die kind van God se hart, en in die kind van God se menswees, lewe Christus. Hy sê, julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus, verborge in God. En dan sê, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sê julle ook saam met hom, in heerlikheid geopenbaar word. Nou hier die eerste 4 verse, ons kan verskriklik aan praat, nie oor die eerste 4 verse. As hy sê, soek die dinge wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van God is. Sê die woord eintlik hier, en dit sluit aan by die Here se gebed in die Onse Vader. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat Paulus sê, soek dit dat dit wat in die hemel is, soek dit. Die Here het dit gebid, en glo jy met jou hele hart dat dit wat die Here bid sal gaan? Dit wat die Here bid is die wil van die Vader, dit is die presiese wil van die Vader. En Paulus skryf hier daarvan, dat ons dit kan soek, dat soos dit in die hemel is, dat die heerlikheid wat daar beleef word in die hemel, dat daar al meer van daardie heerlikheid beleef sal word hier op die aarde, in die kind van God se lewe, en deur die kinders van die Here se lewe, mense wat kan getuig en sê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. In daardie mense se lewens, waar hulle is, waar hulle betrokke is, wat eintlik verskriklik mooi is in hierdie gedeelte, as dit dat die Here sê, dat wanneer ons dan na hierdie gedeelte kyk in Kolossense, en ek gaan 'n ander gedeelte in Kolossense 3 verwys, dat die feit van hierdie heerlikheid van die hemel, dat ons dit kan soek, is die kind van God, in wie Christus lewe, is intens daarby betrokke, dat Christus sal begin lewe hier, en mense se lewens sal raak, dat hy al meer in ons sal lewe. Paulus wat sê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Ek is dood vir die sonde, ek is dood vir onkunde van God, ek is dood om buite God se wil te lewe, ek is dood vir dit, ek is lewend vir Christus, vir sy wil, vir sy werking in my lewe, vir sy krag en vir sy heerlikheid. So as die woord sê, dat ons moet soek dit wat daar bo is, dan sê die woord dat ons moet soek dat soos daar bo is, dat dit hier sal begin loop. En die kind van God, en ons toewyding aan die Here, ons openheid vir die Heilige Gees se werking in ons lewe, is verskriklik intens betrokke daarby. En wat iets sê van, kind van God, die Here praat met jou en my. Daar's 'n ding van,
Dis nie maar net ons kyk maar wat gaan gebeur, nog ons wonder maar wat gaan gebeur nie. Daar's 'n ding van, daar's 'n verantwoordelikheid vir die kind van God, 'n verantwoordelikheid vir die kind van God in wie Christus lewe, om te sê, Here, lewe in my al meer. Here, ek wil al meer sterwe vir dit wat nie van U is nie. Want ek dink U kan dit verstaan ook hierdie ding. Die Here het 'n goeie werk in ons begin, wat hy gaan volëindig. Amen. Waar staan dit? Behalwe dat dit in die Bybel sê. Kan jy onthou? Ons het op Filippense 1:6. Onthou dit, die Here het 'n goeie werk in ons begin, 'n groot werk, 'n amazing werk, en hy gaan dit nie ophou tot by die dag van sy wederkoms, wil die Here besig wees in ons lewe. So terwyl die Here besig is in ons lewens deur die werking van die Gees en ons oorgawe aan hom, en dat al meer van sy heerlikheid in ons geopenbaar word, dat mense onsself en mense met wie ons te doen het, moet begin belewe man. Die Here is nie net aan die regterhand van die Vader, die pryshol, hy is daar, ons gaan hom sien van ander gesig tot ander gesig, sien jy daarna? Want Here, daar is ook hierdie waarheid, wat U gesê het, in Johannes, hoofstuk 14, en dis so mooi, Johannes 14 hierby, vanaf vers 16, waar hy sê, ek sal vir julle ander trooster gee, en hy sal by julle bly, en hy sal in julle wees, halleluja. Sien by die Heilige Gees het gekom, die ander trooster, die Gees van God. En dan sê die Here in vers Johannes 14:19, sê die wêreld sal my nie meer sien nie, maar julle sal is. Omdat ek aan my Vader gaan. Met ander woorde, omdat ek die Heilige Gees gaan uitstort, omdat ek die Heilige Gees, die Vader, sal die Vader, hy sal vir julle ander trooster gee. En wanneer die troost door die Heilige Gees gaan kom, wat by julle in julle gaan wees, sal as gevolg van dit, die wêreld sal nie weet, ek is terug nie, maar julle sal weet wees. En julle sal my sien. En as hy sê, julle sal my sien, is dit nie met die oë nie, maar 'n belewenis van die Here is hier. Hy's hier om te genees. Hy's hier om vry te maak van sonde wat mense vashou, om vir hulle die ewige lewe. Hy's hier om hulle te red. Hy is hier om gebroke harte gesond te maak. Hy is hier om mense wat moederloos is te herstel en hulle op te tel in sy woord. Want die woord sê die Messias, een van die dinge wat die Messias sal doen in die Ou Testament, Jesaja, hy sal die vermoeides verkoop met hulle woorde. En hy sal praat deur mense in wie hy leef. So dit is so mooi, dat die Here dan sê dat, terwyl, as jy soek, dit wat daar bo is daar 'n intense betrokkenheid van die kind van God eintlik. Dis nie iets wat ons maar wonder wat gaan gebeur nie. Die Here sê jy's gered. Nie net homself, maar net in die hemel te kom en jy hoop maar net jy maak dit net nie. Baie meer as dit. Daar is 'n ding van dat jy's gered om 'n verskil te maak. Jy's gered om die lig van die Here in die duisternis in te dra. Jy's gered om sy heerlikheid te bring na mense. En dit is so mooi, hy sê wanneer Christus, wat ons lewe is geopenbaar sal word. Kan jy verklaar, Christus is jou lewe. Kan er niks anders. Here, ek soek U. Wanneer Christus wat ons lewe is. En ek vertrou dat ons dit al meer kan sê, Here, my lewe gaan oor U. U wil, I want to be sold out, Lord, for your will. I want to be sold out for your ways, not my ways, Lord, but your ways. And your ways are higher than mine. Lord, your ways are wiser. Your thoughts are wiser than mine. And I seek, Lord, your ways. I seek your ways. I seek your will. I seek your thoughts. En wanneer dit gebeur, en die kind van God begin belewe, die Here is besig met my. En dan sê ek, dit is so mooi. Hy sê, wanneer Christus, wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dis dit so mooi dat hierdie ding, as Christus geopenbaar word, wat beteken? Die Griekse woord beteken, wanneer Christus, wat ons lewe is, wanneer hy, die woord kan gebruik word, gemanifesteer word. Wanneer dit 'n werklikheid word in mense se lewens, dat Christus wat lewe in ons harte,
dat hy ook deur sy mense aan die woord kom. Dat wanneer die kind van God in die Here lewe, wanneer hulle praat, dat mense, dit is wat Petrus in 1 Petrus 2 vers 11, hy sê, wanneer hulle praat, laat dit wees soos woorde van God. Dat mense kan ervaar, maar dis nie maar net hierdie jykie en sykie wat met hulle storiekie vertel, nee, dis 'n ding van ek beleef dis van die Here. Ek beleef dit kom uit die hart van die Vader, kom uit die hart van die Here, en ek beleef dat die Here met my praat. Dis die Here, deur sy krag en deur sy heerlikheid, wat in my lewe inspraak gee, dat hy gebruik 'n gewone, simpel mens om dit te doen. Maar 'n mens wat verander is, en 'n mens wat bereid is om al meer en meer te verander. Hoor jy wat ek sê? Hierdie wat die Here sê, hierdie ding van, soek dit wat daar bo is, maar baie in jou betrokkenheid is intens daarmee te doen. Ons betrokkenheid van oorgawe aan die Here. Ja, hy wat gesond wil maak, groei in die Here is die groot geneesheer. Want die mens wat genesing van die Here nodig het nodig baie keer om met iemand te gesels en sal dit iemand sal met hom bid in die Christus lewe en die krag van die Here sal vir hom. Dit is wat hy hier sê. As Christus geopenbaar word, deur die kind van God, as hy gemanifesteer word, as dit begin in mense se lewens dat ons verstaan, Here, u wil groot dinge doen, maar ons word ingetrek in betrokkenheid. Ons gehoorsaamheid, om saam met u te stap, pad met u te stap. Dit presies wat die Here gesê. Hy wat die Here het gesê, niks gedoen tensy hy die Vader nie sien. Alles wat die Vader vir hom gewys het en gelei deur sy Gees, het hy net so gedoen. Dan sê die Here in vers 20, Johannes 14, wanneer die Heilige Gees gekom het, sal ons dit weet, dat hy in die Vader is, en ons in hom, en hy in ons. Die verhouding wat hy met die Vader gehad het in sy aardse bediening, sê die Here sal ons ook belewe in ons verhouding met Jesus, die verhouding wat hy met die Vader gehad het. Dat soos die Vader deur hom gepraat het, want hy sê, as ek gepraat het, dan die Vader. En dan sê as ek die werk wat ek gedoen is die Vader se werke, en dat ons sal sê, Here, dankie. Dankie dat daai selfde verhouding kan ons ook hê met u. Wat u met die Vader gehad het, kan ons ook hê met u. Dat ons ook kan sê wat u sê. Dat ons ook kan sê wat in die hart is, en dit vertrou ek vanmôre, dat u dit sal belewe, dat dit nie net my storie is nie, want dat die regtig ervare werk van Gees van God het. Dat die Here u oproep aan hierdie môre, en dat die Here sê, my kind, manifesteer my heerlikheid aan jou. Dat mense belewe dat die Here is hier. Want die Here het ons gesels het ons 2 of 3 in sy naam, dan sal hy daar wees. Laat baie keer het ek dit al beleef, as ek net gesels ek net met een ander persoon, al beleef dis van wow, dis hemel wat die Here sê. En dis wat die hemel maak. Dis Jesus se teenwoordigheid. Dis sy teenwoordigheid. En dis hoe wanneer ons saamkom, by so geleentheid soos hierdie ook vanmôre, is dit nie maar net 'n klompie mense wat saamkom om 'n tyd saam te wees en dan gaan op sy huis toe nie. Nee, dit gaan oor, die woord sê, dit gaan oor blote toerusting van die Here, met sy woord, met sy krag, met sy heerlikheid, sodat ons daar buite kan lig wees in die duisternis. Dat ons Christus kan bring. So wanneer Christus openbaar word, wanneer hy gemanifesteer word, dan sê hy, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid, hy sê, in heerlikheid geopenbaar word. Ander woorde, hier is 'n heerlikheid van die Gees van God, wat in die kind van die Here se lewe meer word. En onthou, as die Bybel praat van heerlikheid in die kind van God se lewe, is dit altyd die Here self, wat die Here self doen. Heerlikheid is nooit enigiets anders as die Here self, sy werk in ons Vader, die Here Jesus Christus se werk in mense se lewens, waar mense gebruik, waar hy deur mense aan die woord kom, waar sy krag vloei, deur mense se lewens. En nou sê die Here, dat wanneer hy geopenbaar word, sal ons ook geopenbaar word, en dan sal mense weet, maar hierdie persoon, hierdie man, hierdie vrou, is iemand wat die Here liefhet. Hierdie is iemand wat genuine is. Hierdie is iemand wat ek kan sien as anders. Hierdie is iemand wat ek kan sien, hy praat nie maar net soos die wêreld praat nie, hy is anders.
Daar's ander gesindheid en weet jy, hierdie manifestering van Christus, weet jy waar begin dit? Tussen kinders van God. Dis hier waar dit begin. Ons het gekyk na Galasiërs 6 wat sê, laat ons aan alle mense goed doen. In die eerste plek aan die huisgenote van God. En dan sê ons ken ook wat die Here sê in Johannes 13 vers 35, dat die wêreld sal weet dat ons sy disippels is. Hoe gaan die wêreld weet dat ons sy disippels is? Wat sê jy? Dis die wêreld, hierdan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, aan julle liefde vir mekaar. Mense wat lewe in God se liefde, en dis die eerste manifestasie, openbaring van Christus in die kind van God se lewe, 'n mens wat regtig lief het, en 'n mens wat regtig omgee. En Paulus skryf oor hierdie Kolossense gaan hy verder, en hy sê, lê elke ding af, wat hier die beeld van Christus, sy heerlikheid, dat hy meer word in ons, elke ding wat dit kan keer, elke ding wat dit kan teer, wat dit kan deurweg, lê dit af, breek met dit, gee geen plek daarvoor. Dan praat hy van eers die leefstyl wat ons geleef het, of van ons geleef het, voordat ons tot bekering gekom het, en hy praat van terrible goed, hoerery en verskillende goeders, onderwys het, hartstocht, sleg, begeertes, skielik. Hy sê hoe ons geleef het, voor ons tot bekering gekom. En prys die Here, is verby, lang al verby, is jy bly daaroor? It's gone. Sy maak het dood, nie kapitaal nie. Al wanneer wat jy kan doen is nie, sê, dankie Here, het gemaak as ek gered. Niks anders nie. Here, dankie vir die vrye wat ek het in Christus. Maar dan sê, leef ook elke ander ding af, wat hier die heerlikheid van Christus, en dat hy gemanifesteer word in die lewe. Lê dit af. Hy sê byvoorbeeld dat jy kwaad word, en woede bye, en sommer net verkeerd praat, en wanneer wees kwaad word, 'n verkeerde ding sê, weer eens onthou hierdie ding, ons praat weer daarvan, don't give up on me, God's not finished with me yet. Amen. En sê dit vir jouself ook, dankie Here, jy is nie klaar met my. Jy is besig met my, met 'n groot werk in my lewe. En lê alles af, wat teen dit is, en die wonderlike ding van, om goed af te lê, ons hoef dit nie eens af te lê in ons eie krag. Dis hy wat ons verander van heerlikheid na heerlikheid. Hebreërs 2 is baie duidelik daaroor, dat hy is die een wat ons heilig maak. Ons word nie heilig uit onsself uit nie. Ons maak nie onsself heilig. Die woord is baie duidelik daaroor. Ons word heilig gemaak deur Jesus Christus. Hy wat heilig maak en ons wat geheilig word jy al meer geheilig deur die ding. Kan jy dit verklop? Amen. Dankie Here dat U my heilig. Dankie dat U my al meer heilig maak, want dit is nie iets wat ons vir onsself doen nie. Hy doen dit in ons. Ons gee oor en ons stap op pad met Hom. En ons staan verseker teen ons oorwind saam met Hom, deur sy krag wat in ons werk. Loof die Here, maar dat sê dan, lê al die goeders af. En dan sê hy, moenie net af lê nie. Daar's ook, terwyl jy goed af lê, beklee jou met. En trek aan. En dit is so mooi. Nou, hy noem verskillende goed verder in Kolossense 3, waarmee ons beklee, hy sê in vers 14, sê die toppunt van alles, waarmee ons moet beklee, hy sê beklee julle bo dit alles, met die liefde, wat die pand van die volmaaktheid is. Met liefde, beklee julle met liefde, met alle woorde, 'n mens kan, as 'n mens jou beklee met iets, met 'n kledingstuk, dan wys dit na buite. Dit wys wat jy aan het. Met ander woorde, as 'n mens jou bekleer met goddelike liefde, dan wys dit ook na buite. 'n Mens wat hom bekleer met, en jy kan gaan sien, ek kan nou daarvan hierdie verwys, maar al hierdie bekleding, hy sê bekleer met 'n paar ander goed wat hy ook gaan doen, maar dan boades bekleer met liefde. Die kruiding van dit is, al hierdie is die vrug van die Gees. Liefde, agape liefde, is die eerste deel van die vrug. U ken Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde en blydskap
en dis weer vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid. Dis alles. Dis die vrug van die Gees, wat sê dat ek hoef nie eens om my eie krag te doen nie. Nee, maar 'n mens wat oop is en sê, Here, kom vul my met die Gees, want in my eie krag gaan ek dit nie doen. Maar dankie Here, dat U my verander van heerlikheid. Dankie vir hierdie transformasie van heerlikheid na heerlikheid. Dis 2 Korintiërs 3 vers 17, sê as waar die Gees van die Here is daar vryheid. En terwyl ons hier die heerlikheid van die Gees aanskou, terwyl ons beleef wat die Here deur sy Gees in ons doen. En ek moet sê, dit is nie net as ons hier saamkom, dis elke dag ontmoet met die koor. Want Paulus is ook baie duidelik daar in Galasiërs 5. Hy sê as ons deur die Gees lewe, wat ons deur die Gees wandel. Dit begin ontmoeting, die krag van die Here daagliks, met hom ontmoet sy heerlikheid belewe, en 'n wandel in hierdie heerlikheid. So dis wat die heerlikheid is die vrug van die Gees. Ons hoef dit nie in ons eie krag tot stand te bring nie, want weer eens die heerlikheid, volgens 2 Korintiërs 4 vers 8, heerlikheid is nie uit ons uit wie uit hom. Hy gee sy, hy stort sy, en meer, ek bind dat daar by elkeen van ons, elke dag, 'n dors sal wees na meer en meer van die Gees. Here, meer van die krag, meer van die saal, Here, meer van die heerlikheid, Here. Dankie dat U my kom transformeer. Dankie, Here, dat U metamorfose in my bring. Here, deur die Gees. Dankie, Here, dat wanneer dit gebeur, dat mense kan belewe die liefde van Christus, wat deur my vloei. En dan dink ek aan dit wat Johannes sê. Wie sal vergeet Johannes? Die disipel Johannes is die wat bekend was as die apostel van liefde. U weet dit, Johannes is die apostel van liefde. En in 1 Johannes sy sendbrief, skryf in 1 Johannes 3:18, sê hy, laat ons nie lief hê, geliefdes, laat ons nie lief hê met woorde en met die tong. Sê nie te praat nie. Hy sê maar met die daad en in waarheid. Dat dit genuine wees. Egtheid. Mense wat regtig lief het, want ek dank die Here. Ek dank die Here dat hy ons lief gehad het met agape liefde. En liefde is nie 'n gevoel ding nie. Het jy geweet, as die Here se gee van sy lewe vir ons gegaan het oor gevoel, het hy dit nie gedoen. Want die Here het gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie U wil, my wil nie, laat U wil geskied. As U wil, sal ek vir ewig help, sit hoe moeilik. En dan gaan ek ook uit mekaar verstaan word, al weet ek presies wat vir my wou. Maar ek sal dit doen en ek loof die Here dat hy gedoen het omdat hy ons lief, dit agape. En nou sê die woord, hy sê dat ja, dat ons so sal lief hê. Mense wat regtig omgee en 'n verskil maak. Mense, ek dink altyd aan byvoorbeeld Jesus wat tyd spandeer het met die Samaritaanse vrou by die put. Wat tyd gemaak het en daai vrou gered het, haar lewe verander het, en haar lewe het haar hele dorp se mense gelowiges gemaak, hulle het Jesus kom. Want sy het gesê, is hy nie dalk die Christus wat ons voorgewag het, en dit was hy, en die hele dorp het gesê, ons glo nou vir haar, ons glo nou nie meer omdat jy vir ons gesê het nie, ons wil omself. Halleluja. En God se mense wat ook so begin operate, mense wat sê, Here, dankie dat ek U liefde kan wys. Ja, dit is maklik om te sê ek het God se mense lief, maar mense wat tyd spandeer met mense wat tyd vat uit haar eie skedule uit, dat so, en 'n mens kan, baie mense is so besig, hulle sal sê ek het niks tyd vir niks anders. Maar mense wat met God se liefde lewe, is mense wat tyd maak. Jy kan nie onthou, die woord sê, koop tyd uit. Mens moet tyd maak vir God. Tyd en om as jy liefde wat alwees 'n verskil in iemand waar daar nood is om die nood aan te spreek. Het sy dit tydelike nood, sê dit iemand wat swaar leg, wat stikkend is, dat 'n mens bemoedig en inspraak gee, dat 'n mens sal kan bid, en dat jy weet, ek kan nie jou help nie, maar ek kan binne die Here kan vir my verskil. Mense wat die Here se heerlikheid manifesteer, en dat mense dan sal belewe, ons al meer sal belewe, en selfs mense buite, al meer sal belewe, man, wow,
Die Here is 'n werklikheid. En die Here sê dat ons moet Christus manifesteer. Ons moet hom wys en toon, want baie mense weet niks van wie die Here is nie. En 'n mens kan die Here ook net bekend maak in die mate waarin ons hom ken. En hoe meer ons sy geeswerking in ons hart ervaar, hoe meer beter leer ons hom ken en sy liefde ken. En dat mense iets van God se liefde kan ervaar, vanweer die liefde wat ons aanhoudelik openbaar en tussen mekaar openbaar. So ek wil regtig 'n beroep op u doen in die naam van die Here. Moenie net lewe vir jouself. Leef of maak 'n verskil in ander kinders van die Here se lewe en in ander mense se lewens. En die Here het gesê, wat julle ook al die Vader vra in my naam, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik sal word. Mense wat gebedsbeantwoording gaan belewe op grond van uitbreiding van die koninkryk, mense wie se behoeftes aangeraak word. En daai mense, die Here se die gevolg sal wees, mense wat sal sê, loof die Here, kyk wat het hy in my lewe gedoen. Nou as mense wie ons dit nou al reeds sien, mense met wie mens maar 'n pad stap, en maar ons sien die Here is besig om te werk. Hier was groot moeilikheid, maar die Here is besig om dit, en dan voor 'n mens die persoon se storie begin heeltemal anders praat. Die storie raak heel, vertelling raak heeltemal al. Mense wat niks geweet het van die Here, begin om te sê dat, wow, hierdie is 'n wonderwerk, weet is nie. Mense wat begin bid, wat nie gebid het nie. Want daar was 'n verskil deur God se mense se lewens gemaak. Kind van die Here, dan sê die woord hier, beklee julle dan as uitverkorenes van God. Heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. En dit beteken, hierdie innerlike ontferming beteken maar net mense wat omgee hart het. Mense wat omgee vir ander mense. En dis nie die Here wanneer sy liefde daartoe keer, omgee in 'n mens se hart gee. Hy sê goeie tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lafmoed, verdra mekaar, vergewe mekaar as een teen die ander 'n klag, soos Christus julle vergeef ook mekaar. So die heerlikheid van hom, om hierdie heerlikheid van die Here te manifesteer, is net 'n vrug van die Gees. Manne en vroue wat oop is vir die Heilige Gees, wat sy werking in ons ervaar, en dit is my so gryp, dat die Here sê, as in 1 Korintiërs 2, hy sê, ons het nie die gees van die wêreld nie, ons het die gees wat uit God het. Nie die gees van die wêreld wat niks weet van God nie, maar ons het die gees van die Here. En ons soek na meer van sy gees, meer van sy heerlikheid, in elkeen van ons se lewe, die vreugde daarvan. Ek glo dat een van die dinge wat in hierdie tyd 'n verskil gaan maak, al meer in mense se lewens, gaan dieselfde wees as wat in die eerste kerk 'n verskil gemaak het. Naamlik te midde van al hulle verdrukking en al die swaar kry, was dit wat 'n verskil gemaak het. Een van die woord sê dat daardie gemeente was mense wat vol vreugde was, as gevolg van dit wat die Here gedoen het. En hy het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Ek ken dit in Handelinge 2. En dis dit so mooi, dat die Here sê dat ook in hierdie tyd sal daar 'n Gideon kerk wees, Gideon kinders van God wees, wat hulle verlustig in die Here, wat hulle verbly in die Here, en die blydskap in die Here, te midde van al die moeilikheid wat om ons gebeur, en die moeilikheid gaan al erger raak, ons weet dit. Ons smaak die moeilikheid, ons gaan dit aan die einde van die maand sien. Met die petrolprys, wat ek weet nie hoeveel opgaan. Ons gaan hierdie goed smaak. Het is nie dat hierdie goed die kind van God nie raak nie. Ons beleef hierdie goed. Maar prys die Here, die kind van God sê, dit vat nie my blydskap in die Here weg nie. Ek sal nog steeds bly wees vir die Here. So ek kan onthou toe ons in Argentinië was, Canelita, in 2006 in Argentinië was, het ek 'n sak oor my rug gehad, en 1 of 2 goedjies daar, onder andere my kamera. Dit was nog 'n baie goeie kamera gewees. Wat se maak, ek het die maat toe nou verander later. Maar goeie kamera. En hulle het vir ons gesê, ons moet oppas, dat daar nie ouens is wat ons goed steel. En in so verdringing, daar was baie mense wat in sulke strate wat mense nie loop. En in so verdringing, toe dit ligter word, toe voel ek my sak is lig. Ligter as wat dit was. En ek sien toe wat ek het nie gesien wie dit vat nie. Maar ek dink toe, ek het gevoel, dis daai ou. En maar ek kan ook soms sê, hy praat Spaans en ek praat Engels. Nog minder sal my Afrikaans verstaan.
Maar hy is toe nou weg. Maar weet jy wat wat vir my so heerlik was? Toe dit nou verby is en toe sien ek ja, is my kamera wat weg is. En ek praat met die Here en ek sê vir die Here, Anita sal goed onthou. Sê dit vir haar ook gesê. Weet jy wat, hierdie ou het my kamera gesteel, maar hy kon nie my vrede steel. Laat het net soveel vrede. Ek kan nog onthou, ek het vir haar gesê, ek sal die duiwel wys, ek sal 'n beter kamera kry. En ek het 'n beter kamera gekry as daai. En wat wonderlik was, daar was bitter min foto's op die memory stick wat in daai kamera was, op die stokkie wat in die kamera was. Die oorgrootste meerderheid foto's was toe al uitgehaal, het dit in die sak op 'n ander plek gelê. So ek het omtrent al die foto's nog gehad, en ek het 'n beter kamera gekry. Baie beter kamera. Genade van jou, met 'n versekeringseis. En dit was ook reg, maar ek kon nie my vrede steel. So wat ek sê, dat in hierdie tyd, dat ek gaan nie vir u sê, dit gaan met die kind van die Here net goed gaan, jy gaan nie moeilikheid hê. Ek wil sê, die Here sê, ten spyte van gaan jy bly wees hier. En ons blydskap in die Here sal 'n getuienis wees. Ek sê dit baie keer, die manier hoe ons die moeilikheid hanteer, raak ook 'n getuienis van die Here se goedheid en sy genade in ons lewe. So kind van God, die Here sien jou verder mee, om die Here die heerlikheid te belewe van al meer van Christus, wie ons met mense kan deel, dan wil hy hemel hier op die aarde belewe, Christus, wat hier is en red en vrymaak en verlossing oorwinning gee. Sê hy, ek glo dan in vers 16 ook. Nou, in vers 14, nog 15 sê, nou die vrede van God, waartoe julle ook in julle liggaam geroep is, in julle harte heers, dat hier ook sy vrede, sê bly vir die vrede van die Here. En dan vers 16, dan sê hy, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Laat die woord van Christus ryk. En as jy beelddraer van Christus wil wees en wil sê en wil manifesteer wat hy sê en wil doen wat hy doen, wil doen wat hy sou doen, dat een van die belangrikste goed is, laat die woord lewe in jou. Bedink die woord, lees die woord, memoriseer die woord, praat die woord, bid die woord, want dit is nie my storie wat 'n mens verander nie, dit is die woord van God wat mense se lewens verander, deur die krag van die Heilige Gees. En ek wil daarmee afsluit, die Here seën u, die Here seën u en hy salf u, en ek dank die Here dat hy wil, dat ons wil hê dat ons sal manifesteer dat hy ook hier is. Die wêreld sien hom nie, maar ons sien hom, ons beleef hom, ons beleef dat hy herstel gee, dat hy genees, dat hy ons vreugde gee, die plek van ons hartseer, dat ons in al hierdie goed meer as oorwinnaars is. Halleluja. Ons kan instrumenteel daarin wees, dat die Here se heerlikheid al meer gemanifesteer word hier op die aarde. Prys God, soos in die hemel, net soos op die aarde, en ons wil sê, Here, dat ek kan ek wil nie 'n toeskouer wees nie, ek wil maar nie net hoor wat u oors te doen. Here, dankie dat u heerlikheid oor die ganse aarde uitstort. En ook in my lewe. Amen. Heer seën u. Mag sy al swaar op die lewe wees. Mag u geloof groei. 'n Geloof vir dit wat die Here in die lewe wil doen in hierdie tyd met al meer en meer. En dankie Here dat ons dan juist deur dit. Ek het gehoor, Nico het ook gepraat verlede week van die beelddraer te wees van Christus en dis waaroor dit gaan. Christus, sy liefde, wat hy sê. En is nie ons wat dit doen nie. Sy heerlikheid maak dat ons beelddraers van hom kan wees. Sy toenemende heerlikheid. And God's not finished with us. Hy is besig met ons. Amen. Halleluja. Baie dankie dat jy vandag se diens saam met ons meegemaak het. Ons hoor graag van jou in die comments. Indien jy enige gebedsversoek het of enige ander navraag, kan jy gerus kontak maak met die kerkkantoor. Ons sal dit ook baie waardeer as jy ons volg op al hierdie platforms. Ons is almal geroep om God se woord uit te dra. So deel gerus die video met ander om jou. Mag jy 'n geseënde